verwelkom jou weer vir 'n nuwe episode van die Reine Wynheid, net hier op RSG se Bekbazare. Ek hoop jy kuier lekker saam met my in die komende program. Ek is Martelies Brink en ons bespreek elke week fantastiese geskiedenis en die toekoms natuurlik van Suid-Afrikaanse wyn. Vandag kuier ons in die Nuivallei, die pragtige streek van Suid-Afrika, waar die eerste wingerde daar in 1905 geplant is. Ons praat ook oor die belang van die Kerongdam en hoe dit daai hele streek voed met water, maar heel eerste is dit tyd vir my wyn van die week. Dit is die Journeys and Cape Doctor 2021, 'n fenominale wyn. Die prys is 'n bietjie in 'n hoër klas, so gaan kyk gerus, jy kan aanlyn bietjie gaan loer. Dit is 'n Bordeaux versnit, 45% Cabernet Sauvignon, 31% Merlot, 8 Cabernet Franc, 8 Malbec en 8 Petit Verdot. Die druiwe is met die hand gepluk van 5 blokke op die plaas en dis my baie mooi want hulle sê hierdie wingerdblokke word deur 'n bloekombos teen die kragtige Kaapse dokterwind beskerm. Dit is natuurlik waar die naam vandaan kom. Gaan probeer om as jy die voorreg het, laat my weet of jy ook so baie daarvan hou as wat ons daarvan hou, en dit is hierdie week se wyn van die week, die Journeys and Cape Doctor. Ek het die week vir Christo Davids gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is. Die wyn wat ek maar die meeste na uitreik is 'n Sauvignon Blanc, veral in die somer. Sauvignon Blanc en verkieslike Fat Bastard. Dit is maar iets wat 'n man maar altyd afkoel as die wêreld te hittig word. Maar ja, 'n Sauvignon Blanc en 'n braaitjie het nog altyd vir my baie lekker saamgegaan. 'n Rooi vleisie. Ja, veral op stilbaai geniet ons hom gereeld. Op 'n gereelde basis en dis vir my net, is lekker en is 'n gesellige drankie. Hy is nie te dierie, so hy werk nog vir die sak ook uit. En dis of 'n Sauvignon Blanc en dan was daar ook 'n Pierre Jordan, wat ook die ander een was, Pierre Jordan, wat ons ook altyd voorgegaan het, maar hy het nog nooit vir Fat Bastard uit die kompetisie uitgesit nie. So ek hou maar by 'n Fat Bastard, 'n lekker braai. Baie dankie Christo, heerlik. Altyd vir so lekker om te sien wat ander mense geniet. Ek dink ek kan sê dis amper volspan van die Nuivallei wyn wat hierso by ons kuier in die ateljee al die pad gery vir die Reine Wynheid, en is 'n groot voorreg om hulle hier te verwelkom en die wonderlike produk uit daai baie mooi deel van ons land. As jy nou nog nie daar deur gery het nie, dan moet jy 'n plan maak. Ek dink is die mooiste vallei in Suid-Afrika. Dit is natuurlik in die ateljee. Christo Basson, die kellermeester is hier, Paul Burger, die hoofwynmaker. Ons het vir Isie Goodger wat die stories vir ons gaan vertel. Hy is natuurlik die bemarkingsbestuurder. Dan is daar ook die kellerwerker Pokani Selo wat al 34 jaar op die plaas is en produsent Stefan Hamman, almal hier in die ateljee. Baie welkom aan almal van julle. Ek gaan probeer om so veel as moontlik vir almal kans te gee om te praat, maar julle moet maar inval daar waar julle wil. Dis lekker om julle hier te hê. Dit is 'n tipiese yskoue, bietjie reën hier en daar, wintersdag, en ek kan my voorstel groene daar by julle nou is. Hoe lyk dit daar by julle op die oomblik, Isie? Lekker groen? Ja, baie dankie Martelies, dit is 'n voorreg vir ons om hier te wees, en ja, ons vallei is baie groen, en na al die reën wat ons gehad het, ons is baie dankbaar dat ons nie deur die storm geraak is soos ons bure nie, maar ja, ons is uiteindelik hier by jou. Vertel ons net na die storm daar, ons moes uitgestel het vir hierdie opname, want dit was te rof daar. Gee net vir ons 'n idee van hoe lyk dinge in die vallei en ook met die bure. Martelies, ja, nee, jy weet, ons is 2023 is die vallei taamlik erg geaffekteer deur die storms en vloede. En ons het van jare in Februarie maand het ons so 75 mil reën gehad in 48 uur, wat nou natuurlik vir ons die druiwe, weet ons druiwe wat ryp is op daai stadium, die variëteite, dis nog natuurlik glad nie voordelig nie. En ja, en toe het ons nou na die seisoen het ons die klompie reën gehad wat ek dink Robertson area en die Woester area is 'n bietjie meer geaffekteer. Ons is so half in die middel. Maar die paaie, ek wil amper sê die paaie wat ons gebruik, toegangspaaie na die Kaap en Parel en uit buitentoe was maar redelik oorstroom. Die brug het pad gegee en skade gelei. So daar was plekke tot 200 mil reën wat neergesak het. Maar ons was gelukkig, ek het by die kelder 35 mil uitgegooi van die aanvanklike 130 wat voorspel is, maar ons het baie sterk winde gehad. Ek dink Woester, die dorp self het
Ek het hom in my leeftyd nog nie so gesien nie. Ek meen dat die bome ek dink die natuur het al wat 'n swak boom is kom uitdruk en dit wat nou staan, weet jy, is daar vir die toekoms staan sterk. Ja, so nee, dit was nogal vreesaanjaend. Dit was 'n as ouens wat baie groot skade gelei het. Maar ons lede by Nuif Wynkelder is glad nie ons is baie dankbaar dat ons nie groot skade opgedoen het nie. En so ek sê ons is hierdie keer, wil ek amper sê, die Vader ons gespaar wat dit aanbetref, maar dit was nogal 'n vreesaanjaende gesig. Ja, hulle het nou weer gepraat van nog baie reën, net baie bly om te sien, dit is toe nou nie weer dieselfde hoeveelheid so vinnig na mekaar nie, maar baie sterkte aan almal in daai deel van die wêreld. Vertel vir mense van daai deel van die wêreld asseblief. Ek weet nie of jy wil uitbrei nie. Waar sit die Nuifvallei? R60, maar gee vir ons 'n idee en dan daar, as jy links kyk, as jy van die Kaapse kant af van Woester af kom, is daar so 'n plek wat baie lekker lyk op 'n koppie. Daar wil jy net links draai of van die ander kant af regs. So vertel vir ons net, waar sit julle? Ja, die Nuifvallei is tussen Woester en Robertson, soos jy sê, op die R60 en dit is 'n ongelooflike mooi pad om te ry van die Kaap af, en sodra jy by ons Nuifvallei afdraai kom, sien jy ons, of eintlik 'n bietjie voor die tyd, sien jy ons restaurant so op 'n koppie sit, en as jy eers daar opgedraai het en opgery het, gaan jy die ongelooflikste uitsig oor ons hele vallei kry, en ons pragtige Langebergberge, ons wingerde, so ja, ons is baie geseënd om in een van die mooiste areas in ons land te woon. Ja, ek moet sê, soos ek vroeër genoem het, pragtig. Maar okay, kom ons praat oor die produk, menere. Hier is nou so baie. Alles van die Chenin, waarvoor jy baie bekend is, Chardonnay, daai baie oulike Toekie, my hartedief rooi muskadels, en vir my gunsteling stories, en dan gaan ons voort met die rooi muskadel, as brandewyn, en dit selfs daarso van die streek vir ons olyfolie gebring, beskuit, al die dinge, want daar's so baie wat in die streek gebeur. Vertel vir ons van die eerste wyn wat ons proe. Martelies, ja, ons eerste wyn is ons 2026 Chenin Blanc, dis ons Inspiration reeks. Nou ja, by Nuifvallei, ek dink ons ligging, ons diverse grondtipes wat ons het, is alles dra by tot die perfekte area om Chenin te verbou. Chenin is omtrent so 31% van ons totale wynproduksie, so dit maak 'n baie groot hoeveelheid uit van ons totale tonne wat ons oes. En ja, ons is baie opgewonde en vir ons Chenin 2026 dink ek die wyn het baie mooi uitgekom. Hy het ook 'n dubbelgoud onlangs verower by die Gilbert and Gallard kompetisie. Gesondheid? Ja, gesondheid. Martelies, ja, so baie tipies van ons Chenin Blanc wat ons in die Nuifvallei maak, is die prominente Kujawel, Grenadella geure. Daar's 'n lekker ondertoon van steenvrug, sitrus, en dan sal jy kry op die nasmaak het 'n lekker aanhoudende mondgevoel van litsie wat deurkom. Baie duidelik, né? Baie lekker, ja. En is natuurlik 'n droë witwyn. Die alkohol is so 12,5 en is regtig 'n baie lekker verfrissende witwyn met 'n lekker ek wil amper sê frissende suur wat hom lekker vars, en ek wil amper sê mense vra waarmee ons hom wil bedien, dan sal ek sê weet saam met enige goeie geleentheid, saam met goeie vriende en enige gereg, sê dit nou 'n lekker koue slaai is of braaivleis of seekos, ja, so ons is baie trots op ons Chenins wat ons in die Nuifvallei maak in die wynmaakkant. Lieflik. Ons gaan nou die res proe so tydens die gesprek, so ver as dit ons kom, en natuurlik ook praat van die terroir en die Keeromdam. So kom ons praat net gevinnig oor die geskiedenis. Julle het nou so onlangs 60 jaar gevier van die Nuifkeller en die wynproduk wat julle daarso gee. Julle praat van boutique en koop. So gee vir ons 'n bietjie 'n idee van die balans wat julle daar probeer bereik, en dan natuurlik die feit dat jy al so lank in die gang is. Ons gepraat van die wingerde is geplant daar in 1905. Gee vir ons 'n bietjie idee van die geskiedenis en die stigting toe in 1963 asseblief. As jy vir ons 'n bietjie kan vertel. Martelies, ja, so Nuifwynkelder is al oor die jare ontsettend bekend vir muskadel. Ek dink muskadel het Nuifwynkelder half op die map gesit, as ons so kan sê, ja, 1905 is die eerste druiwe aangeplant, en toe in 1963 het die stigters vergadering gehou, en die kelder is toe in 1964, tussen 64 en 1965 het hulle hom begin bou met 'n lening van R200,000 daai tyd.
Ek dink een van die groot voordele of wat vir Ny die vallei by die wingerdbou bevoordeel is ons watersekuriteit met die Keromdam. So die lede het toe die Keromdam is gebou in 1956. Ja, ek dink in 1978 het Ny Wynkelder sy eerste 12 bottel boks wyn verkoop vir R9 vir die 12 bottels en ja, die eerste wynmaker kelderbestuurder was meneer C.P. Leroux wat in daai tyd aangestel is. En natuurlik 'n paar wat die tyd het daai tyd gehad wat vandag dalk nie meer by die Nyvallei geplant word nie, maar Chenin Blanc en Chardonnay en Colombard en die variëteite wat ons vandag steeds daai het. En natuurlik ons Muscadel waarop ons ongelooflik trots is een van ons vlaggenskap wyne. Nou jy was mos by Loetswil ook gewees. Ja. Vir 'n lang tyd. Dit is die tweede grootste koöperatiewe wynmaker in Suid-Afrika natuurlik. So hoe vergelyk jy ervaring daar met byvoorbeeld wat jy toe nou laterand by Ny ervaar? Want dit is iets heeltemal anders. Die beide koops alhoewel Ny meer in die rigting van 'n butiek beweeg. Ja. Dit is Correct. groot woorde wat ek nou hier praat, maar met baie nuance daarbey betrokke. Ja, Martelies, die my loopbaan het so draai. Ek het my wynloopbaan begin by die Toyslo Wynkelder wat in die Rosseville area is wat baie na in dieselfde kapasiteit as wat ons nou by Ny. So en dan toe was ek na meer kleiner familie by TCB Wines ook in die Rosseville vallei en daarna na Loetswil. Ja, Loetswil is natuurlik, dit is korrek, dink is die tweede grootste koöperatiewe kelder op 1 perseel. En ons het natuurlik dis 'n soos ek sê, dis 'n hele ander as ek kan Engelse woord gebruik, ballgame. Dis fast pace, dis groot in uitvoere waar ons by Ny met die uitvoere baie klein is. So ja, ek moet sê dit is 'n ongelooflike leerskool. Wil ek amper sê vir enige jong wynmaker. Ek dink dis half diepkant en jy moet swem. En ongelooflike ervaring gewees om met daai wingerde te werk wat so na in die kus is, spesifiek Sauvignon Blanc, variëteit wat 16 km van die Atlantiese Oseaan was en die mense van die Weskus met hulle te werk en ongelooflik. En ook 'n hartseer tyd gewees om te gaan, jy weet. Ou raak lief vir jou kellerspan en vir die omgewing en jou vriende. En in die Nyvallei het ons natuurlik ook baie hartlik verwelkom. Dis hartsmense met 'n ryke tradisie. Die voorgangers by Ny, die wynmakers, meneer C.P. Leroux, meneer Willem Linde, meneer Christo Pinaar, dis groot skoene om vol te staan. Ek vergelyk altyd, ek sê vir die mense, dis soos aflos wat jy hardloop en weet die stokkie is nou vir jou aangegee en jy moet nou nie daai stokkie laat val wat daai groot name in die bedryf vir jou aangegee het nie. En dit is net vir my 'n voorreg en 'n eer om geassosieer te wees met Ny Wynkelder en saam met die span te werk en die produsente, dis 'n ongelooflike klomp mense. En ons is honger vir sukses en om Ny Kelder nog verder uit te bou vir dit wat die voorgangers vir ons gelos het. So dis kleiner, maar ons jy kan amper wil ek sê 'n bietjie meer attention to detail. Was 'n ongelooflike ervaring en 'n leerskool en ek dink dit het vir ou voorberei vir wat kan kom in die toekoms, die tyd wat ek by Loetswil spandeer het. Ja, baie dankbaar daarvoor. Kom ons praat voordat ons kom by die terroir net oor die naam Ny. Daar's baie teorieë van waar die naam vandaan kom. Alles van Khoi en San woorde tot 'n rivier daar wat die Sny rivier was. Eisie, weet julle regtig waar die naam vandaan kom? Weet jy Martelies, ek gaan nou nie oplig vir jou Jok nie, maar niemand weet regtig waar daai naam vandaan kom. Die naaste wat 'n professor vir ons kan verduidelik is dat daar was 'n professor wat vir ons verduidelik het dat dit maar 'n Khoisan woord is wat hart beteken. En dit is vir my so mooi want ons is regtig waar hartsmense in die Nyvallei en ek glo maar dis dit. Ek het ook al 'n bel gehad wat gesê daar bestaan nie so 'n rivier nie. So ek gaan nie Jok oplig nie. Ek neem aan dit is maar die Khoisan woord vir hart.
Ja, ek dink jy het jou die eerlikste moontlike antwoord gegee. So Ja. definitief vir die hokkie. Ons gesels natuurlik soos ek gesê het ook bietjie oor die terroir, die koue en dan die lekker warm son wat jy daarso kry. Stefan Hamman is hier. So Stefan, kan jy vir ons bietjie van 'n idee gee van die grond daar, hoe baie water daar wel val en die feit dat dit koud is en tog ook daarbey het jy lekker son weens die son wat jy hierdie fantastiese soetwyne ook maak. Ja, ons is eintlik baie geseënd met dit. Ons het 'n ongelooflike verskeidenheid van grond in ons area. En daar, ja, ICG daar vir ware. Daar's my klip saamgebring. 'n klip of 'n ding, ja, maar dit is 'n Klip of 'n ding. nee, ons is regtig geseënd met dit. So ons het in die area omdat daar 'n rivier is en ons is eintlik half 'n deel van die Karoo gedeelte. En dan so nou van hierdie klei ook. So ons het regtig 'n groot verskeidenheid van grondtipes en dis 'n redelike droë reënval. Ons kry nie baie reën nie. Dit is nou maar so. Ja. Maar soos Chris ook net gesê het met die dam, ek bedoel daar is genoeg water of nie altyd nie, maar meeste van die tyd. Dis 'n droë reënval streek wat vir ons baie help. Ons het nou hierdie jaar het ons nog gesien, ons het regtig waar laas jaar baie minder reën gehad, baie min. En ek dink ons keller het 'n redelike goeie oes gehad. So as jy nou praat oor die reënval spesifiek, dit help die wingerde om beter te wees as dit 'n bietjie minder is, beter kwaliteit, beter alles. Ek bedoel dit is goed vir siektes en goeters aan daai kant van die ding. Om na die grond toe te kom, ons het regtig waar, soos ek nou sê, 'n groot verskeidenheid van en 'n redelike wyd verspreide gedeeltes van grond. So teen die rivier is al meer 'n sanderige leem alluviale gronde en dan het ons hierdie klei gronde wat weer water beter kan hou en dan sal ook nou weer jou Karoo gronde. So elke kultivar, elke onderstok, elke ding moet jy nou maar op jou eie manier uitwerk, wil ek amper sê, oor wat jy waar gaan plant. Ja. Ek bedoel by ons op die plaas het ons dalk in een blok is daar 5 verskillende tipe gronde en so dis 'n uitdaging, maar dis ook 'n groot wins, wil ek amper sê, wat ons het teenoor areas wat regtig waar als net plain Jane, wil ek amper sê, die een ding het en hulle gaan aan met dit. Julle die keuses. Ons het keuses, ja. So ja, ek weet nie of Ek wil Chris sê, toe dalk wil dit bylas ook met dit hier. Van die wynmaak dat ons butiek is en 'n co-op. Wat lekker is nou van die terroir is ons het so baie speelgoed in die kelder en ek bedoel ons het die opsie om as ons nou spesifieke kolletjie, ons het mos nou almal jare se ervaring en ouens wat al baie jare by die kelder is en ons weet nou al waar die mooi Shannons vandaan, ons weet al waar die mooi Sauvignons aard. So ons kan en veral die muskadelle waaroor ek so passievol is 'n baie lekker weerspieëling nou weer van die terroir. So ons kan in daai opsig net soos 'n butiek of 'n Franse chateau of whatever kan ons so in die kelder kan ons die terroir weerspieël in die bottel. So dit gaan vir my minder oor en ek dink vir Chris ook oor dat ons elke jaar dieselfde ding in die bottel sit, maar eerder die terroir weerspieël en ook lekker die oesjaar weerspieël. Ja. Hoekom is muskadel of wat is die posisie liewer van muskadel dink jy in die mark? Jy weet dan so 'n passie daarvoor het in die bedryf vir jou. Ag, daar's baie keer wil ek amper sê 'n wynmaker wyn en dan 'n wyn vir die publiek. Ek is kyk, muskadel is baie lekker. Dit is nie altyd die beste verkoper nie. Want omdat dit 'n baie soet produk is en jy hoef nie glase daarvan te drink nie, alhoewel jy kan. Jy kan hom meng. Maar dis Moet ek weet jy maak daarvan 'n lekker cocktailtjie of iets ja, of dit, jy weet. daar's baie opsies. Heerlike mengeldrankies die kan maak. Ja. Klasse aanbied hoe mens muskadel. Jy kan dit oor jou roomys ook gooi as jy wil. Kyk, as almal net my pa se dronkoene pot maak, gaan hulle uitverkoop elke maand, jy weet, dit is die beste. Ja, Daai so nee, muskadel ek is ons kan trots wees om van die beste muskadelle in die wêreld te hê. Ja. Never mind Suid-Afrika. En so dis 'n wynmaker wyn, dis baie lekker om dit te maak en dis baie lekker om die oesjare te sien. Soos byvoorbeeld hierdie jaar met daai ons het die reën gehad en toe kom die extreme, verskoon my Engels nou, maar toe kom die daai hittegolf na die reën en dit het nou nogal verbasend goed gedoen. Ons het 'n baie mooi 2026 rooi en wit muskadel. So daai hitte het gehelp om die rosientjies te kry. En so ja, ek dink ons gaan 'n baie mooi 2026. So elke jaar is anders en party jare is beter as ander, maar so lekker wyn om mee te speel en natuurlik ook die Barberi muskadel is 'n wyn wat fantasties verouder oor die algemeen. Ons sit hom
vir 8 jaar in die vate, wat ek bedoel baie lank is, so jy moet baie geduld hê. Ek was nou gelukkig genoeg om my eerste barbierie wat ek gemaak het by Ny deur te sien tot na die bottel toe en taamlik baie pryse gewen vir hom. So dit is 'n baie lekker produk om mee te werk. So ja. Ons gaan hom nou proe. Pragtige produk. En ek wil ook bietjie vra oor die klei. Ek wil hom net 'n idee, daar's 'n van klei saamgebring en wat dit vir ons beteken. Ons kan dalk die Chardonnay ook volgende skink en bietjie daarvan proe as dit moontlik is, dat jy vir ons kan vertel hoekom aard Chenin Blanc so goed daar by julle. Ek weet nie of jy dalk vir ons daar kan ook uitbrei nie, Stefan. Chenin Blanc is 'n kultivar wat hy aard eintlik enige plek regtig baie goed. Chenin Blanc is 'n ding wat almal mee kan werk. Dit is 'n kultivar wat kan hou. Hy kan 'n bietjie reën vat. As daar nou reën kom in 'n tyd, nie baie nie. Ons het dit nog gesien hierdie jaar. Dit is regtig waar 'n kultivar wat 'n bietjie hy's weer bestand, wil ek amper sê. Ja. Hy gaan altyd sy kant bring as dit sin maak wat ek bedoel. Ja. Dis Chenin Blanc is altyd 'n staatmaker. Werk saam met jou. Hy werk saam met jou en jy kan maar altyd weet as jou Chardonnay nie reg is, jou Chenin Blanc gaan vir jou cover. Of as daar iets is wat nie reg is, hy Chenin Blanc hy sal sy man staan. Yes. Jy kry jou swakker jare, maar dan vir 2 jaar dan sal hy sal maar weer terugkom. Ja. So Chenin Blanc is nog altyd 'n ding wat in ons area dink ek gefloreer het. Met ons grond, met ons droër klimaat, hoe die hele area bymekaar kom, dink ek dit pas 100% by Chenin Blanc aan. Onder andere, ek bedoel, dis 'n redelike klomp wat hy verskillende kultivare wat saam met hom kan werk. Ek dog eers is koekies wat jy saamgebring het, van daai rowwe koekies en toe is dit nou klip. So Maar Lies, daar wat ek in jou hand asseblief. gedruk het, is ons wat is lime in Afrika, is limestone. Dis kalk. So ons grond is verskriklik ryk aan kalk en aan kleigrond. So ek het gisteraand daai gaan haal op die plaas wat ek bly en met my eerste skep kon ek net al daai kalk sien. En ander plekke moet kalk inkoop. Chris hulle kan meer vir jou verduidelik van die ontwikkeling van die druif omdat dit in ons grond voorkom. Maar daai stukkie grond het miljoene jare terug is 'n bewys van hoeveel water deur daai vallei gekom het. Die produsent by wie ek dit gaan haal het, is nou besig om 'n stuk grond te bewerk en hulle het 1 meter dik laag kalk oopgesteek. Sure. Hulle moes inteendeel 'n groter digger loader, as dit mense sou kan noem, gaan haal het om daai grond te bewerk. Ja. So Is dit nie maar iets wat half ook strek so deur na Robertson se kant toe nie? Dit is mos nou maar die Chardonnay. Die hele deel Ja. van ek neem Rossonville dwars deur tot in, maar die Nyvallei is 'n klein mediterrane, of eintlik hulle noem dit het sy eie klimaat. Hy verskil 3 grade links en regs van hom. Ons noem dit is 'n mikro-mediterrane klimaat. Dit is wonderlik. Ja, dit is regtig 'n fascinerende deel van die wêreld daai. En ons wil hoor oor die dam, want natuurlik moes daar water beskikbaar gestel word vir die boerderyaktiwiteite daar. Die Kerom dam wat toe nou op die ou end gestig is. Ons gaan 'n bietjie hoor wat 'n impak dit ook het op die streek. Maar Pokani, 34 jaar is jy nou al by Nyvallei. Wanneer het jy daar betrokke geraak? Jy daar begin werk? Ek het begin werk toe in 1992. Toen begin ik daar zo werkzaam in meneer Lende. Ja. Ik heb maar lang beetje gewerkt, toen treed meneer Lende nu af. Toen kwam nou meneer Pina. Hij heeft ook beetje zo 5 jaar of 10 jaar gewerkt. Achterna, toen kwam ik nou, toen gaat hij ook weg. Toen kwam nou meneer Christo. Ja, nou, ik heb maar lekker gewerkt, zou ik tellen. Ja. Ik werk nou ook lekker samen met meneer Christo, ja. Wat is jou gunsteling deel van die proses op die plaas? En waar is jy die meeste betrokke, Pokani? Ek is die meeste betrokke by die wyn, by die mos. Ja. Eintlik nou as ons begin nou paars. Ek is meeste betrokke as om die mos na die ges toe vat. Ek gooi ek nou die ges aan die onderste kant toe. Ek maak nou daai, ek kry nou papier wat vir my sê by die meneer, dat hy vir my sê hoeveel ges moet ek gooi, hoeveel goede wat ek moet nou gooi daar so binnekant in die ding.
doen ek maar daai ding is. Ja. Stresvol, nee, met die regte hoeveelheid alle goeders is daar's soveel dinge wat kan fout gaan soos wat mense al vir my vertel het van hoe hulle verkeerd opgetree het in die keller selfs maar in die wingerd ook daarbey. Maar soos ek sê 34 jaar, Christo lyk hom vir my redelik vriendelik. Dinge gaan ook verkeerd oor die jare, maar ek gaan vir jou vra 'n bietjie te dink aan stories wat jy met ons wil deel van die Nyplaas en waar dinge baie goed gegaan het, waar dit verkeerd gegaan het, maar wat is jou gunsteling herinnering van die geskiedenis? Jy weet 'n tyd, 'n oomblik wat net vir jou regtig wonderlik was. Jy weet iewers 'n fantastiese oes wat jy gehad het of hoe dit ook al sê. Ja, die ding wat ek nou altyd, ja, daar is 'n foto wat mense maak, so as jy nou die ding gegee het, die werksblad gegee het, daar is 'n foto wat jy maak. Ek het ander jaar so 'n foto gemaak toe mix ek nou die mos deur mekaar. Toe maak ek hy foto daar so maar. Toe maak jy een van die lekkerste wyne. Toe meneer Pinaar sê vir my, roep vir my toe sê, jy het foto gemaak so maar jy moet my al leer as by jou foto. Sê ek maar ek is jammer meneer. Ek is net jammer. Maar hy kom toe nou lekker uit. Ja, toe kom die wyn maar lekker uit, ja. Okay, toe ja. sê agterna, nee, maar jou wyn het maar 'n bietjie mooi gekom. Ja. 'n gelukkige fout. Dis lekker as dinge so mooi loop, Bokani. Maar jy moet vir ons bietjie vertel later jou gunsteling oomblikke in die geskiedenis van die plaas, want ek dink iemand soos jy het regtig, jy hou rekord soos niemand anders nie. Mense kom en gaan en so aan en jy's nog daar na meer as 3 dekades. So jy is nou al meer as die helfte van die tyd op die plaas as wat nou eintlik bestaan. Julle het ook elke nou en dan 'n paar bekende mense wat daar afdraai. Karen Zoid was daar by julle. Het ek reg gesien dat Krieke Kesenkamp nou daar was? So Ja, Krieke het so 'n paar weke terug vir ons kom kuier. En dis nie die eerste keer nie. Omdat ons so lekker gelees, ons restaurant is 'n lekker afstand vir mense om af te draai en net te rus en iets lekkers te eet. Maar ja, ons het Karen Zoid, ongelooflike vrou. Krieke Kesenkamp, Koos Kombuis is een van ons brandewyn, ons Potstill brandewyn. Hy glo dit is die beste in die land en ek stem 100% saam met hom. En ja nee, ons sien so nou net jy was ook al daar by ons gewees, so ek is bly die bekende mense kom draai daar by ons af. So hoekom het julle besluit, mense weet seker wat die antwoord is tot 'n mate, maar besluit om daai iets ekstra te bied vir julle mark, om 'n restaurant oop te maak en wat julle daar wil oopmaak, want ek meen is idyllies, jy's daarbo en jy kyk uit oor daai vallei, dit is regtig pragtig. So die besluit om dit ook te doen. Ja, as jy afdraai in die van die Robertson pad af, die R60 is ons kelder en ons ou proelokaal omtrent so 6 km in. So jy kan nou vir jouself indink, as jy op die pad sit, jy wil nie nog 6 km in en 6 km terugry nie. So die hoeveelheid voete wat by die kelder gekom het om wyn te proe en te koop, was in 'n maand wat ons vandag op 'n dag doen. Sjoe. En dit was 'n 10 jaar plan van Christo Pinaar. Hy het dit voorgelê aan die direksie en die direksie het met die lede gepraat en omdat ons 'n direksie het, was dit 'n 10 jaar plan. So die navorsing was ongelooflik deeglik gedoen. En soos hulle sê, die res is eintlik maar geskiedenis. Ons het ook 'n baie goeie vernoot wat ons restaurant vir ons dryf. Sy het 'n sukses van die restaurant gemaak en natuurlik is dit ook lekker vir ons kliënte om net 200 meter te ry en ons wyn te koop en weer op die pad te klim. Dis net regtig 'n baie mooi deel, gemaak 'n draai. Die Keromdam, voordat ons daar kom, die Chardonnay asseblief, vertel vir ons van die 2025. Martelies, ja, so dis ons 2025 Mastery Chardonnay. Die Chardonnay, afhangende van die oesjaar, word gemaak een bousteen, ek noem dit boustene, die verskillende opsies wat ek in die kelder het, of dit nou is in 'n vat en of dit is in 'n vlekvrye staal tank met houtstawe of chips. So dis 'n kombinasie van wyn wat gegis is in vlekvrye staaltenke en wat in die vat gegis is, en dan speel ons bietjie met eerste vul en tweede vul
vate, maar net om vinnig aan te raak voor ek nou oor die wyn proe, net oor die ligging in die grond. Ons het baie kalkryke gronde en die kalkryke gronde het 'n baie goeie dreinering, waterdreinering. So dit help vir ons vir die wyne om kompleksiteit te kry in die vorm van die water wat dreineer, maak dat die wortels met dieper delf vir voeding. En dit gee harder werk. Yes, en dit gee vir ons 'n lekker gekonsentreerde geurprofiel en van ons rooi wyne baie lekker gekonsentreerde kleur. So gekonsentreerde vrug en kleur en veral op die Chardonnay, dit gee 'n varsheid, dit gee 'n mineraliteit aan ons wyne wat ek dink Nyse Chardonnay ons is nou so net wil ek sê eentjie van Robertson af. Robertson weet almal is ongelooflik bekend vir top wêreldklas Chardonnays. Maar ek dink Chardonnay en Shiraz, as ek dit twee variëteite kan noem, buite nou 'n Chenin wat by ons baie goed aard oor ons diverse grondsoorte, spesifiek die kalkryke gronde. Ja. So om terug te kom dan na die Chardonnay, dis maar 'n kultivar wat ons redelik ryp pars, teen 'n redeliker hoër suiker. Ons sal ook op verskillende stadiums dit pars. Ons het redelik, as jy met 'n vliegtuig oor die vallei vlieg, dan sal dit lyk of dit net plat vlaktes is, maar ons het nogal redelike hellings binne in die vallei en verskillende mikroklimate. Ek is nou amper 3 jaar by Nywynkelder en ek dink elke jaar ontdek ons 'n nuwe blok wat net na vore kom wat nou weer jou volgende uitskieter kan wees, maar dis maar 'n kombinasie van een of twee lede se drywe saamgeblend word, saamgegis word en dan spandeer hy die wyne 'n tydjie op sy gismoer wat is om lekker meng net om hy kompleksiteit en volheid in die wyn te gee. Op die neus, jy sal sien hy het so 'n bietjie van 'n straw, ek noem maar in Engels so bietjie van 'n straw color kleur en dan weet die wyn mooi sitrusgeure, lemmetjie, steenvrug en dan die vanilla kom baie mooi deur op die nasmaak, ook 'n lekker vol lengte. Ons probeer die Chardonnays my tendens wat ek met Chardonnay is om Chardonnay half weer die lig net met 'n ligter styl. Ek weet in die verlede ek dink in die jare in die vroeë 2000 was dit baie meer hierdie butterscotch, hierdie vol swaar wyne. Ek dink ons probeer 'n bietjie meer ligter en natuurlik ook met die soos wat Paul genoem het net met 'n minimalistiese approach die wyne te benader wat ons van ons omgewing weet van die plaas af kom uit die grond uitkom dat ons daai geur weer in die bottel en deur met ons wynmaak tegnieke nie te veel verander aan wat die wingerdstok vir ons bied nie. Ja. So en dis absoluut wat jy kry is daai lekker sitrusgeure met die steen Heerlik. Vrug en dan die lemmetjie. Dink selfs met 'n lam, hy sal mos mooi sny deur 'n lekker vetterige stuk skaap. Yes, ja, nie lam nie, skaap. Ja, Jy hy het weet. Ja. hy het 'n lekker varsheid met die suur en natuurlik met die kalkgronde het natuurlik hou hy sy vaste suur, 'n mooi natuurlike suur. Wat natuurlik ook die wyne mooi laat verouder. So ja. Kom ons praat oor die White Leipzig asseblief gou. Ek het gefors van daai agtergrond vertel, dis blykbaar bedien by Elizabeth Prinses daai tyd, Elizabeth se 21ste verjaarsdag hier in Suid-Afrika. Ja, die prinses het mos nou 21 geword by die Mount Nelson Hotel. Hulle het die White Leipzig wat op Leipzig, een van ons lede se plase, het die White Leipzig gedoen. Ek dink dit is die eerste koud, wat noem mense dit, koud maakproses van wyn. Ek is nie so goed met die wynmaakprosesse nie, maar dit was 'n nuwe styl wat gemaak is in Suid-Afrika. Prinses Elizabeth het verlief geraak op daai wyn, sy het die wyn uitgevoer ook Engeland toe en die familie wat weer die plaas oorgeneem het, die oorspronklike Rabies het daai selfde versnit het hulle gaan navors en dit weer gedoen en dis een van hulle topverkopers die White Leipzig. So ja, Steeds 1947. Ek het nie geweet sy drink eintlik of het wyn gedrink, Elizabeth. Seker maar so bietjie wyn gedrink. So kom ons praat vinnig net gou oor die Keromdam asseblief. Ek meen hierdie dam is 'n bron van water tog vir die streek in Swan want soos jy gesê het vroeër Stefan, daar val nou maar eenvoudig nie baie water daar nie. So jy het nou 'n dam nodig om die streek te voer. So die geskiedenis daarvan. Ek dink aan mag dalk 'n lid of twee wees wat daar by die huis sit en dit dalk luister en sê jy daai maand of dag dalk so bietjie verkeerd, maar as ek het soos ek gesê het en ek kry dit in 1956 het hulle die dam begin bou en op daai stadium moes die dam voldoende wees om 12 plase te voorsien, volhoubaar te voorsien van water. Ek dink dis jou waterbron in wingerdbou en veral soos wat Stefan aangeraak het, ons is in die Karoo, semi-Karoo geleë. So ons het 'n lae reënvalgebied. Ek
weet so, ek dink ons is tussen 180 en 260 mil reën 'n jaar, so dit is maar min. So jy het 'n goeie bron van water nodig om volhoubaar te wees vir dekades. En toe in 1989 dink ek dat die damwal het hulle hom weer verhoog, maar hy lê in 'n baie goeie opvangsgebied. So ons dam is redelik, ek dink teen Augustus maand gewoonlik is hy weer by 90% plus, hy is vinnig vol, so die behoefte was daar, baie water loop weg, kom ons verhoog hom en ons kan nog meer water opvang vir dat ons kan hou tot maart maand en ook daarna. Ek dink belangrik vir 'n goeie oes soos vanjaar met goeie opbrengs is dat jy volhoubare water het na die oes, dat jy daai wingerd nog kan water gee sodat die blare nog kan voeding opneem. En so ek dink die dam is van groot waarde vir ons en ek dink dit gee sekuriteit. So hulle het in 1908, soos ek verstaan, dele van die plaas begin koop in die Koo-vallei. Dele daarvan ook om nou hierdie dam te kan bou en in 1956 het dit vir die eerste keer aan 12 plase in die Ny-vallei begin water verskaf. Dis wonderlike geskiedenis daarin. Dis ook een van die grootste privaat damme opgaardamme in die land. So dis ook 'n interessante feit. Ja, wonderlik. En ek wil net sê, ek kan nie glo dit was so goedkoop gewees nie. Julle eerste wyne is bekend gestel in 1978, 12 bottels vir R9. 12 bottels vir R9. Gaan ons die rooiwyn proef voordat ons natuurlik na die ander toe aanbeweeg. Jy het ook, Isie, vertel net vir ons bietjie van die feit dat olyfolie en ook 'n groot deel is van julle streek. Ek was ook al by Willow Creek toe baie jare terug. Ek dink seker amper 15-20 jaar terug iewers daar gestop. Sommer net en 'n onderhoud gaan doen. So dit is baie lank gelede. Ja, my tyd in die Ny-vallei het by Willow Creek begin. Ek was vir 'n hele paar jaar bemarkingsbestuurder daar. Die vallei is, soos ek gesê het, is 'n mikro-mediterrane vallei en van die boere daar het besef hoe goed olywe sal aard in die streek en dit was net van die begin af 'n baie goeie besluit om olywe te verwerk of aan te plant en dan natuurlik die olyfolie te maak. Dit is van die beste olyfolie in die wêreld. Die produsente reg oor Suid-Afrika wat aan die SA Olive Assosiasie behoort, skryf vir internasionale kompetisies in en jy kan sien wat se pryse hulle huis te bring. So ja, die bure van ons, Willow Creek, Lions Creek en die Pampoenpadsel het gedink om vir jou 'n paar geskenkies saam te bring. So. Dankie. Maar jy het aan die Pampoenpadsel oorgeneem, né? Nee? Of hoe? Het jy dit? Ek het dit oorgeneem. Jy het dit oorgeneem. Is dit vir jouself as mens? Ja, dis my hobby. Ja. Okay, so as jy nou ry van Woester af en jy is nog amper in die Ny dan aan die regterkant, dan sê jy moet nou sien hierdie padstal met die klomp pampoene. Ja. Hoe lank hou daai pampoene buite? Ek het net altyd gewonder op watter stadium begin dit muggies en vlee trek. Ek het nou nog iemand gehad wat my gebel het en gesê of hulle kan 'n vrugtevlieg projek of 'n navorsing kan doen daar. Nee, dit hang ook maar van die klimaat af, maar die pampoene hou lank. Na die storm het al my pampoene van die dak af gewaai. So op hierdie stadium is daar nou nie vreeslik baie pampoene nie. Mense moet maar verbou en vir jou bring. Ja, ek het nou net skenk aan die pampoenpadstal, pampoene. Yes, asseblief bring. Okay, wat verkoop julle alles daar binne? Is dit maar meestal net produk van die streek? Dit is produk van die streek, is konfyte, die mense rondom my se konfyte. Ons kom uit 'n boeregemeenskap uit, so almal maak lekker makataan, konfyt, ons doen natuurlik olyfolie beskuite. Hierdie is 'n pampoenbeskuit wat Sanna maak. So ja, dis 'n regte tuisnywerheid. Natuurlik die lekkerste roosterkoeke elke dag. Dis hy. Nou, ek wil gevra, stop by 'n padstal en jy ondersteun 'n hele gemeenskap. Dit wil ek net vir jou sê. Jy ondersteun daar klein besighede, dis so belangrik. En ek het iets wat ek wil deel. Ek het nie 'n verskriklike soet tand nie, maar ek is verskriklik lief vir beskuit wat ons baie min eet. So dalk met 'n vakansie, maar dan wil ek my beskuit eet saam met 'n glas rooiwyn. O, natuurlik. Ek is nie snaaks nie, dis die beste kombinasie onder so. Pokanie klink dit vir jou lekker beskuit en rooiwyn. Ja, ek kan bietjie. Dis mos nou lekker. Ek doop dit nie. Nee. Moet nou nie 'n Filistyn wees hierson nie. Nee, ek gaan nie my rooiwyn so bederf met dit indoop nie, maar ek dink dit kan ook eintlik baie lekker wees. Nee, ek gaan nie dit so doen nie. Dis gaan eintlik maar net oor die soet teenoor die wyn wat sny hierdie soet. Dis vir my. As jy dit doop in 'n rooiwyn, kan jy dit in die koffie Okay. Ja, dis wat ek soek, koffie, rooiwyn, beskuit. Dis wat ek kom soek. Skink vir ons 'n bietjie van die rooiwyn en vertel vir ons daarvan. Ek wil net graag ook begin voor ek oor die koffiepit praat deur te sê daar's 'n rede vir die koffiepit.
ons het verskillende reekse in huise amper sê portefeulje. En die Koffiepit val nou in die Inspiration reeks. Inspiration reeks en selfs met die Chenin Blanc wat Christo vroeër gepraat het, dit is die wyne wat jy net om 'n braaivleisvuurtjie of net lekker, jy hoef nie 'n stuk steak voor jou te hê of Ja, grand te wees. Ja, en dat is nou die Mastery reeks wat nou 'n bietjie meer ernstige wyne is, bietjie meer ernstige hout en wat jy nou miskien saam met 'n steakie of so gaan neem en dan is dit nou die legacy wyne wat ons as wynmakers osself nou lekker kan uitleef en bietjie blend en te kere gaan. Die Koffiepit val in die Inspiration reeks en ek het hom kom erf 10 jaar terug by 'n Nay, maar toe ek daar kom toe ek is nie 'n groot voorstander van tradisionele koffie pinotage nie, want ek hou daarvan om ek is baie lief vir pinotage en ek is baie lief vir die cultivar se kenmerke en se geure. Toe ek probeer om so 'n bietjie rond te speel met die hout om hom te kry dat mens nog steeds die pinotage moet nog steeds in die voorgrond wees en die koffie wil ek amper sê kan maar bietjie meer 'n backseat vat. En Die koffie is baie prominent in die begin en sodra jy 'n bietjie oopmaak dan is dit 'n bietjie meer in die agterkant. Wat ook lekker is van hom is hy wissel ook. Ek bedoel ons en in die bottel verander hy ook baie. Kyk, hy raak gewoonlik nie baie oud in die bottel nie want hy verkoop baie vinnig. Maar ons maar dis 'n verskriklike probleem om te hê. Ja. Hy ontwikkel in die bottel ook en dan voel vir my party dae as jy hom oopmaak dan is die koffie bietjie meer in die voorgrond, ander dae maar die denkwyse agter hom is om bietjie meer die pinotage in die voorgrond te hê, koffie in die agtergrond. Hierdie spesifieke bottellering doen actually baie goed en wys my denkwyse mag daar verkeerd wees. Hy verkoop baie goed en die koffie is bietjie meer in die voorgrond in hierdie een. Dit neig my amper bietjie meer na 'n koffie sjokolade. Ja, uit en uit koffie sjokolade. Ja. Definitief. Ek sit net en dink dat jy weet as jy nou nie meer kafeïen mag inneem nie. Ja. Maar jy mag nog wyn drink dan en jy mis jou koffie. Ja. Hier is vir jou 'n wyn wat vir jou definitief bietjie gaan wakker maak en skop gee op 'n ander manier. Ek moet net ook by sê dat baie mense vra vir my of ons actually koffiebone in dit gooi. Dit is kyk ons is alternatiewe hout wat Christo net gepraat met die Chardonnay ook. Die alternatiewe is Hulle noem dit letterlik alternatives. Ja, alternatiewe is mos nou basies enigiets wat nie 'n wyn vat is nie. Dis geroosterde eikehout en hierdie spesifieke wyn kry blokkies geroosterde eikehout van verskillende roosterings en verskillende Amerikaanse hout en Franse hout. So die doel van die oefening is om vinnige ekstraksie te kry van die hout, mooi hout te kry en komplekse hout te kry wat die wyn lekker kan komplementeer. Ja, so dis 'n lekker vinnige wyn om te maak. Ek kies gewoonlik 'n baie mooi donker pinotage met 'n lekker alkohol. Hy is nie so, hierdie een is nie so hoog nie, ek dink hy's 13 iets. Maar dis die doel agter die wyn is om jy moet eenvoudig die wyn kan drink as jy staan en kos maak of jy lees 'n boek of jy's net lus vir 'n wyntjie. Dit moenie 'n wyn wees wat jy aankou nie, dit moet net 'n lekker drink rooi wyntjie wees. En hy is dit inderdaad en die feit dat hy so vinnig uitverkoop wys net vir jou. Ja. Kyk, die alternatiewe is 'n oplossing. Ek wil jy met vir mense verduidelik hoe dit werk want ons hou daarvan om so 'n bietjie daai tipe van gesprekke ook te hê. Alternatives, ek sê dit weer in Engels, dis maar hoe dit bekend staan by baie mense. Alternatiewe dis letterlik 'n sak wat in die staaltenke. Ja. Vertel net vir ons bietjie hoe dit werk en is 'n goedkoper manier om hout by te voeg tot jou wyn. Ja, ek kyk aan die een kant dit is goedkoper, maar dit gaan vir my meer oor 'n styl. So dit pas my baie goed in by ons Inspiration reeks is dit nie alle wyne wil jy hê moet die swaarste wyn op aarde wees. So van die wyne wil jy vinniger op die mark hê, jy wil dit vinniger drinkbaar hê. Terwyl die wyn wat vate toe gaan moet miskien 18 maande in die vate wees en dan jy kry 'n baie mooi vol komplekse wyn en 'n swaarder wyn afhangend van wat jy in die vate sit natuurlik. Maar nie alle wyne hoef die swaarste wyn op aarde te wees. Die party wyne. So wat 'n bietjie struktuur. Ja, so jy kry groot verskeidenheid. Ek bedoel daar's verskillende roostering, daar's verskillende
oorspronge, Amerikaans, Frans, Hongaars, ligte roostering, swaar. So met al hierdie en dan kry jy ook verskillende grootte, soos die blokkies wat ek nou van gepraat het, dan kry jy ook planke wat omtrent soos groot soos 'n paletplank is wat Stawe, ja, maar dis stawe, maar dit is so groot soos 'n dis 'n groot plank. So ons sit stawe in en daar kry jy ook nou weer stadiger ekstraksie wat oor 'n langer tydperk gebeur, maar miskien bietjie meer kompleksiteit en dis 'n baie lekker tool in jou toolbox om net verskillende produkte te maak. So ja. Pokani, wat is jou gunsteling wyn? Ek hou so baie met die Sauvignon Blanc, ja. Okay, ja. Bekend vir Sauvignon Blanc ook. Ja. Lekker. Ek hou baie van Sauvignon Blanc. Is Sauvignon Blanc wat ek bietjie baie van hom hou. Ja, ek drink maar die ander wyn, maar ek hou die meeste van die Sauvignon Blanc. Hartleer by die Sauvignon Blanc. Ja. Verfrissend, nee? Ja. Ja, net lekker. Vir my lekker hou, ja. Lekker hou, ja. As ek bietjie braai, braai ek maar met die Sauvignon Blanc. Ja, perfek. Dis beslis die perfekte manier om te braai daai. Paul, wat is jou gunsteling wyn? Is dit die wyn wat ek die meeste drink of is dit die wyn wat die mooiste is? Die wyn wat jy, wel jy kan albei sê, die een wat jy wat jy nie kan bekostig altyd so baie nie en dan die een wat jy die meeste drink. Nee, kyk, ons is almal is mos in dieselfde finansiële tye, so die boksie is maar my go-to, die blanktenay en die roestenay is, kyk, ons probeer natuurlik die beste in die boksie sit wat ons kan. So ons sit baie keer te goeie wyne in die boksie, wil ek amper sê. So dis lekker een. Is die oorvloei of wat? Ja, nie eers nie. Nee, dis die room. By keuse. Dis die room, ja. Okay. Maar en dan maar die wyn wat ek wil amper sê die trotstop is sal nou die Barberi rooi muskadel wees. Dit is 'n verskriklike mooi komplekse muskadel en dan van die rooi wyne in die Mastery reeks sou ek sê die Shiraz Mastery, hy wys baie mooi op hierdie stadium. Fantasties. Jou kant, Isie? Verseker Chenin Blanc. Ek hou van daai die mense sê altyd vir my dit proe soos 'n vrugteslaai wat jy eet. So ja, ek hou van 'n verfrissende wyn. Hier met die koue weer het ek nou op die koffiepit ook geklim. Dis ook een van my gunsteling rooi wyne. So. Christo? Ja, Martelies, ek het maar 'n sagte plekkie vir Sauvignon Blanc. Ek is baie lief vir Nuise Sauvignon Blanc en natuurlik enige ander wynmakery se Sauvignon Blanc. Ek sal nie sommer by 'n wynkelder instap en nie 'n Sauvignon Blanc of natuurlik 'n Chardonnay en dan aan die rooi kant 'n Shiraz vir my het ek 'n sagte plekkie voor. So ja, daai 3 cultivars wyne is my. So kom jy in Pokani so goed oor die weg kom. Ja. Stefan? As ek wyn drink, dan is dit ook maar 'n Sauvignon Blanc, maar ek moet sê daai nuwe ene wat ons nou hierso het op die tafel, is ook wyn in die naam, maar is brandewyn. Dis maar as ek nou moet dood eerlik wees, wyn is lekker, maar brandewyn is bly koning vir my. Waar het jy geswat terloops? In Potchefstroom. Sê okay, al die pad Potch toe. Hoe het jy toe betrokke geraak in wyn? Nee, maar dit was eintlik maar ons maar per ongeluk, of nie per ongeluk nie. Ek moes plaas toe gekom het. So dit was die plan was om bietjie later te kom. En toe het ons goed nou so uitgedraai dat ek bietjie vroeër moes kom. En ja, toe ek op die plaas en ek geniet elke oomblik van. Dit is my regtig verskriklik lekker en ek leer nog baie, maar dit is vir my een van die interessantste goed ek in my lewe al gedoen het en ek geniet dit verskriklik baie, regtig. Ek wou net sê ek moet vir jou amper vir jou vra as jy dan ten minste bly jy's plaas, want ek moes plaas toe gekom het, jy weet. Ja, maar verantwoordelikhede kan baie keer moeilik wees. Maar ek is baie bly jy geniet jouself, Stefan. Ek is baie bly. Ek is nie 'n dag spyt nie. Ja, sy nou maar toe. Matlies, ek wil sommer inkom. Hy was nou hierdie jaar weer aangewys as die boer wat die beste, Christo, noem gou daai prys. Ja, Stefan is aangewys as die lid by ons wat die meeste klas 1 graderings vir sy drywe in die 2026 oes gekry het vir die wonderlik. So dit is nogal 'n taamlike prestasie. Ons lede is redelik kan ook amper sê kompeterend en daar's 'n paar top boere in die vallei, so dis 'n groot prestasie vir so 'n jong lid om te verwerf. En dis sy tweede keer dat hy dit kry. Ek dink hy het in sy eerste jaar wat hy by plaas gekom het ook gekry. So okay, nou maar toe, ons gaan dophou. Soek ons 3 in 'n ry. Nee, ons soek 3 in 'n ry. Kom ons gaan oor na die soeter wyne. So daai volgende bottel is my so oulik. Toekie, my hartedief rooi muskadel. Vertel asseblief, Isie, vir ons die agtergrond
agtergrond van die inspirasie van die Muscadel en dan Christo en Paul, julle kan dalk vir ons sê van die wyn self. Ja, ons nou 10 jaar oud geword het daar op die Koppie, die Now on the Hill sentrum, het ons besluit om ere aan 'n legende huldeblyk aan en ons het Tookie Burger, hy was ons langslewende lid gewees en ja, dit was net so gepas om ere aan hom te toon. Die oom het aktief geboer tot diep in sy 80's. Hy is oorlede toe hy 95 is en hy was vir 69 jaar getroud met Tannie Elna. Tannie Elna lewe nog. Sy is nou die dag nog by ons restaurant gewees en dit is so mooi om hulle, ek ken hulle al vir jare. Toe ek met Tannie Elna gaan praat en sy ruk toe koerantberig uit wat hulle in 2016 van haar of eintlik van Tookie gedoen het. Daar's 'n datum en die woorde my hartedief op die berig geskryf. En ek vra toe vir haar wat is die betekenis en dis die dag toe die oom oorlede is, het sy daai ou berig gaan uithaal. En toe het sy die datum wat hy dood is neergeskryf en daarby die woorde my hartedief geskryf. So dis vir my die mooiste storie. Hulle het oom Tookie het met haar gevry per perd. Ek het dan nou die dag daaroor gebel toe 'n joernalis met my gesels het en daai tannie se kop is nog 100%. Toe sê sy, julle moenie die hele tyd sê die oom vry net met my ter perd nie, want ons het daarom op die bus ook al gevry. So, nee, dis 'n storie vir liefde daai. Ja, daai is nou 'n ware mooi liefdesverhaal daai. En hierdie is 'n lieflike, soos ek sê, ek het daar ook potjie daarmee gemaak, is die perfekte item om buite. Is eintlik te grand vir 'n potjie. Jammer. Nee, dit is perfek. Maar ek wou hom drink ook. So, toe besluit ons om dit so te doen. Net gou vinnig op die neus hiervan en dan moet ons daai Barbieri, is dit Barbieri of is dit Barbieri Hidro? Barbieri Hidro. Ek wil 'n aksent gooi by alles en dan het dit nie noodwendige aksent nodig hê. So jy wat so lief is vir Muscadel, Paul, vertel vir ons hiervan. Ons het nou redelik van die Muscadel drywe wat hier in is kom van Tookie se plaas ook af. So Sure. Nee, ons is baie bevoorreg dat Muscadel baie goed aard by ons met die klimaat en alles. Ons wag natuurlik vir die regte tyd en jy moet in alle opsigte geduldig wees. Jy raak partykeer sien jy weer agter want hy raak later so rosientjies, dit lyk amper vir jou daar gaan nie sap wees nie. Ja. Maar dan kry ons tog 'n bietjie sap uit. So ons wag dat hy lekker baie soet is. Dis natuurlik 'n natuurlike soet produk, so daar's geen fermentasie wat plaasvind nie. Dis ons pars hom en ons gee vir hom dopkontak vir 2 dae op die doppe om maksimum ekstraksie te kry. Dan trek ons hom af van die doppe af en dan fortifiseer ons hom met spirits, 96% spirits. Dan is dit 'n waiting game. Dan moet jy wag dat die alkohol mooi trou. Want aan die begin is dit maar 'n baie jy ruik alkohol en Muscadel en nou ruik jy nie meer alkohol en Muscadel, nou ruik jy die twee is mooi getrou soos wat oom Tookie met sy vrou was. Dit is so mooi. Ja, so dis 'n baie mooi simboliese produk en dis 'n baie lekker produk en ek dink hy gaan nog baie jare ook as jy vir ons 'n paar bottels hou gaan nog baie jare in die bottel. Mooi geskenk ook, jy weet daai. Ja. Dis 'n mooi foto van hulle voorop. Ja. Die Barbieri Hidro, asseblief, terwyl ons nou op die Muscadel is, ek meen die kleure is baie verskillend. Ja. Die een is meer rooi, hierdie een is baie meer bruin, is dit 'n bietjie verouder? Ja, dit gaan maar oor die vatveroudering. Dit is vate dis ou vate, so jy gaan min tot geen hout karakter kry nie. Die vate is uit en uit vir daai mikro-oksigenase suurstof uitreiling wat plaasvind, so hy basies konsentreer in die vate en daar is 'n geurkonsentrasie wat plaasvind
en ook daai trou van die alkohol, so hy raak net sagter en meer kompleks in die vate. En ek bedoel 8 jaar, dit is baie lang tyd en baie goed gebeur in daai vate, dink ek, wat wetenskaplik is nie eers sal kan verduidelik nie, maar die eindproduk dink ek praat vir homself. So Ja. dit is maar net 'n gewone muskadel wat ons in die vate sit, die mooiste muskadel wat ons het. En dan is dit net tyd tot ons voel hy's reg. Dis baie mooi. Ons gaan afsluit met die brandewyn vir Stefan. Wil ek net sê. So ons gaan nou 'n bietjie proe. Bokani, jou gunsteling kos wyn ervaring. Jy weet daar waar jy daai glas Sauvignon Blanc gedrink het en jy die beste stukkie vleis of hoender gebraai van jou lewe of hoe dit ook al sê. Kan jy onthou iets wat vir jou regtig net uitgestaan het in die geskiedenis, iets wat vir jou regtig lekker was? Wat braai jy saam met jou Sauvignon? Braai het bietjie wors en bietjie skapvleis. As ek braai daarso, as ek noem laat ek maar bietjie van my witwyn vat en bietjie ek braai en dan eet ek sommer hier so by die tafel ook. Ja, by die braai ook. Dis hier, ons eet ook so van die rooster af, nê? Ja, eet ek sommer van die rooster af. Partykeer nou as ek sien hoe my vleis is nou reg gaar nou. Eers voor ek sit om met die pot, dan moet ek baie bietjie proe, vat ek maar my lekker wyn. Stukkie vat, dan vat ek bietjie my lekker wyn. Dan wil ek nie nou rou vleis vir die mense gee nie. Nou braai ek nou lekker as ek so braai, ja. Hou jy van jou skaap redelik gaar of nog so 'n bietjie pink? Ja, hy moet bietjie bloeierig wees. Hy Okay. nie so lekker. As hy droog is, proekie lekker vlees so nie as hy bietjie droog weggeef vir my. Ek moet sê ons hou ook meestal van ons choppies of iets soos dit bietjie pink, maar so koop ons een keer sommer net 'n pak vleis en lyk my om nou die gewig op te maak by hierdie plek, het hulle so klein choppietjie wat so plat was ingedruk aan die kant. Ek dink dit was regtig om die gewig reg te maak. Ek sê vir dis die lekkerste ding wat ons ooit gebraai het. Hierdie dun klein choppietjie, crispy kliphard gebraai. Dit was so lekker. Baie vreemd, die goed wat 'n mens later uit geniet. Dis is ek nou vir daai Sauvignon Blanc en choppie. Paul, jou kant, jou gunsteling kos, wyn ervaring van jou lewe? Sjoe. Ja, nee, dit bly maar vir my go-to bly maar 'n stytjie met 'n Shiraz. Ek daai lekker spice van die maar lekker dan kan dit nou maar die master die of selfs 'n ander plaas. Ek wil dis wat ek wil vra. Mag jy ek wil graag hê met 'n wyn noem wat nie in hy wynkelder wyn is nie. So is daar wyn vir jou. Ek meen jy's wynmaker, jy is al blootgestel en al wat 'n wyn is in die wêreld te voel. Ek bedoel nee baie. Ons het een van my gunsteling wyne was in 1998 Uitkyk Cabernet. 98 of een ou wat ek saam met 'n stytjie, ek dink op daai tyd was daar nog 'n mooi girl ook betrokke geweest, toe proe hy nog lekkerder. Maar ja, nee, so agter is lekker om 'n mooi swaar rooi wyntjie saam met 'n styk. Ja. So. Sous met die styk sonder sous. Goeie geselskap natuurlik help. Definitief. Help altyd. Sous by die styk of nie, nee, wat is dit? Net so. 'n bietjie woestersous, bietjie suurlemoensap en 'n bietjie braaisout en dis dit. Lekker, net so. Mooi. Eisie, laat loop met daai gunsteling ervaring meneer. Ek het nie regtig 'n gunsteling ervaring met wyn en kos nie. Want ek geniet 'n glas wyn terwyl ek is baie lief vir kos maak. So ek geniet 'n glas wyn terwyl ek kos maak, of dit nou 'n witwyn of 'n rooiwyn is. Maar ek het gisteraand ons het nou amper weer 'n storm gehad. Dit is nou daar aan Woester se kant. Toe die wind so begin waai, toe besluit ek maar ek gaan vanaand 'n boontjie stew maak met 'n lekker stukkie lam en ek het natuurlik net ek beplan nie wat se wyn in my huis is en ek het toe 'n bottel van die Pinotage koffiepit oopgemaak. En weet jy hoe lekker was dit nou saam met daai lekker vetterige boontjie stew en dan net so as jy die suurlemoen so oordrup. Dan ja, hy sny net so mooi saam met daai wyn. Ek weet, maar ek is nie 'n kos en 'n wyn liefhebber. Ek is 'n wynliefhebber en 'n kosliefhebber. Okay, so dit baie apart en mooi diplomaties hou hy by die nice wyne. Kom ons kom by die twee hier aan my regterkant, Christo, jou gunsteling kos wyn ervaring. Maar dit is ja, ek het al meer so twee scenario's wat as dit kom by kos en wyn en een sal wees elke jaar is as jou eerste oesjaar se witwyne uit is, het sy 'n Sauvignon Blanc, Chardonnay of 'n Chenin, is dit altyd heerlik om ons is lief vir kamp en as ons nou sê maar by Struisbaai of op Jongensfontein is en die see is in die agtergrond,
en jy kan 'n vars Sauvignon Blanc met 'n kabeljaukie op die kole geniet en dan natuurlik wil ek aansluit by Paul, ek het genoem van Shiraz as ons nice Shiraz is vir my besonders lekker en dit is 'n ou daar in Dino King in die jagveld sit om die vuur en jy braai 'n steak en die jakkals is in die agtergrond en jy het 'n lieflike spicy Shiraz wat jy kan geniet saam met die steak. Ja, dit is vir my na in die hart albei ja. Ek meen mense moet nou skatryk as jy vars vis kan eet deesdae en lekker vis kan eet. Stefan, as ek terugdink aan toe ons jonger was of selfs nou nog as mens in die wildtuin gaan sit. Ons familie en ons gesin is baie lief vir daai plek en mense onthou altyd, dis nou nie 'n bottel wyn soos 'n Shiraz of so nie, maar hy het 'n verskriklike lekker boksie wyn. En my pa was altyd baie lief vir dit gewees en ek onthou as ons die kar gepak het, die wyn gaan eers in en dan kom die tasse saam. Om in die wildtuin te gesit het en daar aan te kom die dag en vuur te maak en die boksie wyn kom uit en jy hoor eintlik hoe val hy in die glas. Of al is dit nou nie noodwendig ek wat dit altyd drinkie, maar vir my ook. Soos dit is 'n ding wat ek sal onthou altyd en dit is vir my nogals iets wat as ek nou die twee goed met 'n braaivleisie of nou 'n choppie of 'n steak of enigiets is, maar daai wit wyn boksie wyn, hy gaan baie mooi saam met enigiets. Dit kan ek sommer reguit sê. En die hele konsep van bokswyn is nie meer wat dit was nie. Die kwaliteit wat mense deesdae in 'n boksie sit. My probleem is ek kan nie sien hoe baie jy al hierdie boksie gedrink het. Dit voel vir my so of ek moet dit meet. Stefan weet nie waarvan ek praat nie. Nee, ek doen hom so nou en dan, maar as dit lank terug het ek nie geweet nie want hy moes op, maar nou ek moet sê en die groot ding van bokswyn is mense die persepsie gehad daai tyd dat dit is 'n swakker wyn en hulle het net daaraan geraak vinnig, maar ek moet sê ons kelder ek is seker daar's kellers wat dit ook nog doen so, maar ons keller maak regtig moeite daarmee om die bokswyn dieselfde te maak as wat jy in 'n bottel gaan kry. Regtig waar dit is en ek sê dit nie net omdat dit ons plek is, dit is regtig waar dit is iets wat Christo hulle regtig en Paul regtig waar probeer om reg te kry is om die bokswyn 'n decent wyn te maak, as ek nou die Engelse woord vir dit kan gebruik. Ja. En ek sit en kyk, ek is mos baie lief vir 'n spyskaart julle en ek sit en kyk in die spyskaart nou daarbo. Ek wil alles, ek wil al die tapas. Ek wil van die hoenderlewers af tot by een of ander chip basket hier onder wil ek hê. En dan het ek nog nie eens gekyk na die hoofgeregte en so nie, lekker pizzas en so aan wat mense ook daar kan geniet en regtig die mooiste uitsig daarbo. Dit is fenomenaal mooi. Ons dink aan die toekoms met die wynbedryf. Ons sluit af met brandewyn. Gee vir ons so 'n gaan ons ek weet jy wil ons hom proe. En dit is toe. Wie gaan hom verder drink as ons hom oopmaak? Jy gaan hom huis toe vat en vir iemand laat proe? Okay, kan ek sal my steak flambei oor die vuur. Ja. Hoe's dit vir 'n move julle? Ja. Ons gaan nie om my vlamme te kry, maar mense doen nie dit met iets soos hierdie lieflike brandewyn nie. Baie dankie Eisie dat ons kan proe. Stefan, jy is dan die brandewyn aficionado hier. Vertel vir ons van die brandewyn toe. Ek moenie 'n fout maak nie, ons almal hier is brandewyn aficionados. Okay. Ek is glad nie die ou wat die brandewyn gemaak het nie. Ek weet nie hoe hy gemaak word nie. Al wat ek kan sê is dit proe soos brandewyn en hy lekker en ja, jy moet maar vir die manne vra hier regs van my hoe hy gemaak Vertel asseblief vir ons toe. As jy die opgee nie. Weet jy, ons het Dankie Stefan vir daai breedvoerige antwoord. Ek waardeer dit. ons het mos nou ons premium top brandewyn en daai potstil brandewyn en nee, hy's verskriklik ernstig en baie mooi en eintlik gemaak om op ys te drink, maar toe ons hierdie brandewyn geblend het in Christo se kantoor, toe het ons 'n bottel Coke byderhand gehad. So, dis uit en uit waarvoor hy gemaak is dis om vir 'n brandewyntjie en Coke. Maar bedoel, ons het al menigte manne gekry wat vir ons terugvoering gegee het, wat hulle vat hom skoon op ys of net met water. Hy staan sy man net so op sy eie ook, maar hy drink baie lekker saam met 'n Coke. Ek wil hom graag so plein op ys drink. Ons het besluit met die toe as die versnit doen, dit moet 'n volroom Coke wees soos hulle daar buite noem. Volroom Coke. Okay, so vol suiker. Is dit nou wat jy eintlik daar sê? Oei, julle. Drink dit net as jy kan asseblief. In die algemeen, maar dit is die lekkerste ding. Ek voel altyd is verskriklik dat brandewyn en Coke gesien word as 'n drankie wat net mans mag drink. Ek verstaan dit hier, dis dan so lekker. Dis verfrissend en lekker. Ek het dit nou hardop gesê. Dit is verskriklik lekker.
ijskoud is mos fantasties, maar nee, okay. Kolombar is ons tweede grootste variëteit wat ons by Nywijnkelder het en weet oor die jare Kolombar het maar ook bekendheid gekry as 'n gekonsentreerde brandewyn is eintlik 'n gekonsentreerde Kolombar. So ja, ons moet brandewyn promoveer want Kolombar is een van ons groot variëteite en baie mense maak dan nou ook rabat van die Kolombar dryf. En ons is ek dink om net die mark wat ons betree met net 'n brandewyn soos die wat mos maar sinoniem met Suid-Afrikaners is 'n goeie brandewyn. So ek dink dit is net nog 'n produk wat ons kan bied vir ons kliënt wat by Nyan de Hill op die R60 vir 'n naweek weggaan. Dis amper 'n een-stop shop. Baie dankie julle groot voorreg. Ek gaan definitief 'n stukkie beskuit saam met julle rooiwyn vanaand by die huis nuttig. Baie dankie vir die kuier, gesondheid op hierdie pragtige produk en die verskriklike mooi vallei wat julle self in bevind. Ons is so bly mense het daardie keer om dam gebou sodat julle die produk kan vervaardig en verbou wat julle doen en waardeer net al die harde werk wat julle doen. Ons hoop regtig dat die reën meer verspreid en gematig sal val as wat dit so alles op een slag val. Jy het in 81 ook 'n vloed. Ons het baie erge vloed gehad, né, Christo? Ja, korrek. Goed, ja. So ons dink aan julle daarmee en aan die bure en gaan kuier net maar by die padstalle en die delis in die restaurante. Jy ondersteun 'n baie groter bedryf as net die wynbedryf. Ek noem dit maar net. Dit is al daai mense wat daai werk ook ontvang as gevolg van daardie plekke. Gaan stop en geniet Suid-Afrikaanse produk. Gesondheid julle. Baie dankie. Martelies, baie dankie vir wat jy vir die wynbedryf doen met jou potgooi, die reine wynheid. Ons waardeer dit regtig as 'n wynprodusente. So baie dankie. Ons waardeer julle dat ek is maar net 'n wyndrinker. Wat so nou en dan hoor wat mense te sê het en 'n bietjie oplees. Baie dankie, Isie. Weereens baie dankie vir daai lekker kuier hier in die ateljee. Geniet die Nyvallei wanneer jy daardeur beweeg. Dis tyd vir my wynfeit vir die week en aangesien ek vroeër 'n Bordeaux versnit gekies het as wyn vir die week, is dit so 'n interessantheid van daai deel van die wêreld in Bordeaux. Die Gironde riviermonding verdeel Bordeaux in twee afsonderlike gebiede. Die linkeroewer, soos Margaux, en dit word sterk oorheers deur Cabernet Sauvignon, en dan die regteroewer, byvoorbeeld Saint-Emilion, wat sagter en meer fluweelagtige teksture bied in die vorm van Merlot. Daar is jou insig in die wêreld van Bordeaux. Dis tyd vir my om te groet vir vandag se episode. Die res wag vir jou om geluister te word hier op RSG se Bekbazare, die reine wynheid. Tot volgende week.